Wat 'n voorreg is dit om jou weer te groet in die naam van Jesus Christus. Dit is my 'n baie kosbare geleentheid om weer met elkeen van julle te kan praat. En ek wil vandag praat uit Romeine uit, 'n teksvers wat ons almal ken. 'n Teksvers wat ons meeste van ons seker uit ons koppe uitken. Paulus skryf aan die Romeine, die kerk in Romeine. Mense wat tot bekering gekom het vanuit die heidene. Hulle wat 'n geskiedenis het van waar hulle in die wêreld rond geleef het. En hy sê hierdie woorde in die 28ste vers van die 8ste hoofstuk, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En ons sê altyd, of daar word gespekuleer, dat alles wat gebeur deur God gebeur word, deur God bepaal word, deur God ons pad langs gestuur word, sodat ons een of ander les daaruit leer, so waardeur jy ook al gaan, is die manier wat God ons leer. Dit is waarop gespekuleer is, dis wat ons, miskien jare terug gepredik het. Maar in my ondervinding, in my lewe het daar vir my iets niets in hierdie vers na my toe gekom. Ek sê vandag, want jy sien, as ons regtig met mense praat, wat 'n kind verloor het, is dit maklik om te sê, die Here laat met sekere mense net toe wat hy self kan dra. Ek stem nie saam nie. Ons sê vir hom wat deur 'n egskeiding of deur 'n selfmoordpoging of iets is, maar daardeur wou die Here jou maar net 'n paar dinge geleer het. Ek is self 'n pa, en ek het nooit in my lewe my kinders op een of ander manier seer gemaak, dat hulle daardeur iets sou leer nie. Ek het nie 'n stok in die voorwiel van my kind se fiets se wiel ingedruk, sodat hy val, sodat ek sy wonde kan verbind, sodat hy kan sê, maar my pa help my wanneer ek seer kry nie. Daai konsep maak net nie vir my sin nie, want dit is nie hoe ek God leer ken het nie. Jy sien, God regeer nie in hierdie wêreld nie. Satan doen. Die heerskappy is deur Adam en Eva oorgegee aan Satan. Daarom het ons dorings en distels. Daarom het ons 'n gebroke wêreld. Daarom is daar dood. Daarom is daar sonde. Daarom is daar hierdie hartseer van wat gebeur het. God het bestem dat twee mense en ons as mens elke aand in die aandlig kon wandel met God. Dat daar vrede is en kalmte en blydskap en al die karaktertrekke van die Here in ons kon gewees het, want ons is na sy beeld geskaap. Nie na die beeld man of vrou nie, maar na sy karakter. Daardie, wat ons vind in Galasiërs, die karaktertrekke van die Here, die vrug van die Gees, liefde en vrede en sagmoedigheid en lydsaamheid. So wanneer hierdie goed met ons gebeur, is dit nie God wat ons daardeur sit nie. Daar is nie een of ander tsunami wat God toelaat sodat die wêreld of sekere dele dan van die wêreld by God kan uitkom nie, want wat vir die mense wat hulle lewe dan gegee het? Is hulle dan ook verlossers? Nee, dit maak nie sin nie. En wanneer ons hierdie gedeelte dan sou lees dat alles wat met ons gebeur, word deur God bestem, en daardeur moet ons sekere lesse leer, is my onregverdig. Dan sou ek nie graag die Here wou dien nie, want ek het in my lewe baie hartseer beleef, en hartseer deur my eie besluite, verkeerde besluite, hartseer van doodgewone hardnekkigheid, hartseer deur omstandighede, die ekonomie wat nie meer is wat hy was nie, werksgeleenthede wat nie meer is nie. Dit beteken nie God het dit jou pad langs gestuur nie. Maar wat dit wel beteken is dat ons lewe in 'n gebroke wêreld, en ek as kind van God gaan deur die krisis. Ons gaan ons werk verloor. Die Here help ons, maar dit is so, mense rondom ons sterf. Daar is so iets soos ongeluk en teëspoed,
vanweë die gebrokenheid van die wêreld. En ons as kinders van die Here het die voorreg dat God dit kan gebruik tot ons voordeel, dat ons kan leer. Ek wat in my lewe deur soveel omstandighede is, kan as pastoor, as pastor, as herder meer verstaan wat ander mense deurgaan. Feit dat ek alles verloor het in my lewe, kan ek verstaan wat die persoon deurgaan wanneer hy niks meer het nie. En hy moet bid vir 'n brood. Ek kan dit vandag verstaan. Ek het dit nie verstaan 10 en 20 jaar terug nie. Ek het nie verstaan wat dit is om deur, soos in my siekte toestand toe ek my femur gebreek het, 4 operasies later, 6 jaar voordat ek die geleentheid kon hê dat hulle my heup vervang, maar deur elke operasie die teleurstelling beleef en elke dag van my lewe in pyn geleef het, elke dag met 'n gebreekte femur geloop het, met 'n pen wat nie gewerk het nie, die skroewe my seer gemaak het, die weefsel gesny is deur die been wat telkens weer gebreek het ek nooit geweet wat dit beteken om elke dag van jou lewe, elke aand van jou lewe, elke 4 ure pynpille te drink. Ek het dit nooit verstaan nie. Nou staan ek by 'n hospitaalbed en ja, miskien het mense ander tipe siektes, maar nou verstaan ek dat jy nie in die oggend wil opstaan nie. Nou verstaan ek dat jy nie op 'n leer kan klim nie, dat ek verstaan dit dat jy sekere dinge net nie kon gedoen het nie. En dit was 'n 6 jaar pad. Ek verstaan dit dat jy nie altyd net genesing ontvang. Dat ons maar net 'n paar gebede bid en sien daar, jy is gesond. Nee, daar is in hierdie gebroke wêreld is daar dinge wat jy moet deurgaan en die Here het dit in my lewe gebruik sodat ek dit nou in my getuienis kan gebruik. Al hierdie ander dinge wat met 'n mens gebeur. Die ekonomie wat druk en op die uiteinde van die dag jy werklik in swaar tye lewe en dan kan verstaan hoekom staan 'n persoon by 'n robot. Kan verstaan waarom mense betrokke raak in een of ander verslawenheid. Want jy kom op daai punt wat jy moedeloos raak. Ek ken moedeloos. Ek ken soos die profete onder 'n boom gaan sit en sê, Here, ek verstaan nie meer nie, ek weet nie meer nie. Van die gebrokenheid van hierdie lewe maak dat ons partykeer te moedeloos raak om te verstaan. Maar jy sien, die Here gebruik dit. Hy gebruik juist dit om ons te leer. Nie dat hy dit ons pad langs stuur nie, maar as dit ons pad langs kom, soos wat die Onse Vader sê, as die versoeking kom, Here, help my dat ek nie daarvoor val nie, en as ek daarvoor geval het, dat ek daardeur sal leer. En ons in hierdie gemeente is juist so gemeente, dat ons maskers afhaal en sê, dat ek is deur hierdie omstandighede, ek is deur hierdie saak, ek is deur al hierdie dinge, en dit het my geleer, en nou kan ons by mekaar leer, van wat regtig in hierdie lewe gebeur. Want om Christen te wees, loop jy nie 3 tree bo in die lug en is net wolkies en maanskyn en rose nie. Nee, dis 'n leuen. As iemand dit van die kansel af verkondig, dat dit net met jou sal goed gaan en jy nie sal siek word nie, en al hierdie dinge, dis 'n leuen. Dis 'n leuen uit die put van die hel, want dit gebeur. Die mooiste, diepste Christene sterf ook aan kanker, kom ook in motorongelukke, ja, verloor ook kinders, beleef ook pyn, want ons is nog nie in die hemel nie, ons het nog nie die totaliteit van die heerlikheid en die vrymaking van die Here nie, dit kom, dis waarop ons hoop, en ons weet dit gaan wees, daar gaan 'n dag en 'n oomblik wees, wat ek 'n verheerlikte liggaam kry, en wat ek 'n prys gaan ontvang, soos wat die woord van die Here sê, spesiaal vir hulle wat hier met moeite die Here tog gevolg het, en ten spyte van die Here gedien het, en nie opgegee het sommer by die eerste draai, wanneer dit nie so goed gaan nie. Maar daar is my iets meer kosbaar ook in hierdie gedeelte. Jy sien, Paulus, wat het skryf van Romeine, is omtrent so min of meer dieselfde ouderdom as Jesus. Hy het Jesus geken. Hy was in die tyd van Jesus, was hy besig in die opleiding van die Sadduseërs en die Fariseërs. Hy was self in hierdie groepering van Fariseërs. Julle kan dit maar in Handelinge gaan lees.
waar hy sê, ek is self 'n Fariseer, en ek weet dat julle Sadduseërs nie glo in die hemel nie, en aan die gees nie, en die hiernamaals nie, en julle Fariseërs glo dit, en hoe kan julle, wanneer julle tussen mekaar nog stry, nou vir my kom staan en sê, wat ek mag sê en nie sê. Maar hy was die vervolger van die kerk. Hy het gedink, dat het goed is om die mense wat in Jesus glo, te vervolg, dood te maak, hulle uit te ruk, kinders, vrouens. Dis by sy voete wat die klere van Stefanus gelê het. Hy was, ek glo dit, deel van die groepering van Sadduseërs, die vergadering van die Sadduseërs, wat dan vir Stefanus skuldig bevind en om oorgee om gestenig te word. Want by sy voete, sê die woord, het die klere van Stefanus gelê toe Stefanus gesterf het. So Paulus het 'n lang geskiedenis van dinge wat hy gedoen het teenoor God. Dinge wat hy gefouteer het. Dinge waar hy misgevat het in sy lewe. Dinge waar hy eintlik in groot verleentheid moes gewees het. Dinge dat as hy dit saam sou dra, nie sy bediening kan uitleef nie. En ons sien dit reflekteer, hy praat van die doring in sy vlees, hy praat van wie sal my verlos van hierdie liggaam wat ek saamdra, so daar was skuldgevoel in sy lewe, daar was tye wat hy gesê het, ek is die minste van die apostels, wat ek sien as 'n eervolle en 'n absolute nederigheid, maar jy sien daar het iets gebeur voor Handelinge 9, kom ons noem dit ongeregtighede, waar hy gesondig het teenoor die Here, waar die Here self aan hom verskyn het en gesê het, Saulus, waarom vervolg jy my? Hoekom is dit dat jy my volg? Hoe lang sal jy nog skop teen die prikkels? So daar is 'n klomp dinge wat gebeur het, voordat Paulus tot bekering gekom het, en die Here gevolg het, en saam met die Here 'n pad gestap het, maar sy briewe, oral is sy briewe, ja, ingewerk, met 'n boodskap van my verlede, en dit wat ek gedoen het, waaroor ek eintlik skaam is, wat eintlik teen my tel, wat maak dat ek nie 'n apostel kan wees nie, het die Here gebruik om my te leer. Het die Here gebruik ten goeie mee. En ek wil vanmôre of vandag na u toe kom en ek wil uitroep en sê, ek gee nie om of jy nou tot bekering gekom het of al lankal tot bekering gekom het of ja, daar dinge gebeur het in die verlede, al was jy 'n kind van God. Want kyk, soos vir Petrus wat die Here gevolg het en 'n swaard uitgetrek het en ore afgekap het die Here nooit gesê, maar hoor jy het my verloon en jy moet eers vergifnis vra. Nee, hy het dit gebruik ten goeie mee, dat tot Petrus kan getuig en sê, daar was 'n tyd wat ek gefaal het, wat ek gestruikel het, wat ek 'n riet was, wat soos in die wind rondgegooi was, ongelowig soos 'n skip, wat in die storm net heen en weer gekom het, maar nou het ek 'n die Here geloofswaarde verkry, wat net deur God geleer was. So wat het gebeur in Paulus en Petrus en almal se lewens, daardie verlede, nog voordat jy tot bekering gekom het, vir hulle wat die Here lief het, sal alles ten goeie mee. Maar weet jy wat, nie net vir nou nie, maar ook in ons verledes, voor jy tot bekering kom. Voordat jy daardie tyd toe jy as kind gemolesteer is, die tyd toe jy miskien in 'n huwelik gestaan het wat jy self verkeerd gekies het en daar soveel trauma en drama was, tye wat jy in miskien in dronkenskap, soos wat die woord van die Here sê, rondgeswaai het in 'n gang van muur tot muur geval het. Hierdie verledes waar die onderwysers oor jou goed uitgespreek het en jy maar net uitgehaak het. Daai goed is wat die Here ook kan gebruik ten goeie mee. En jy kan terugkyk en sê, dis waar ek uit gered is, dis wat Dawid gesê het.
uit hierdie modderige sluik. Uit 'n kuil van vernietiging het hy my voete op 'n rots gesit. Hy het my gange vasgemaak en hy het 'n nuwe lied in my mond gesit. Daardie getuienis, sodat die heidene sal sê, kyk waar het die Here het hom uitgered het. En ek wil in my persoonlike lewe, as ek terugkyk, ja, en ek het altyd gespot en gesê, in ons familie was ek die laaste ene wat eintlik in die bediening moet staan. My broers en my suster het 'n baie beter, mooier, heiliger lewe gelei. Ek was maar die swart skaap, ek was maar die een wat uithak, ek is maar die een wat allerhande dinge aangevang het, glo in my of nie. Maar tot dit het gemaak dat ek in hierdie 35 jaar van my in die bediening kan verstaan wat dit is, as 'n tiener ook nie meer weet wat kant toe om te hardloop. Het gemaak dat ek die Here dit ten goeie mee laat werk in my lewe, sodat ek nie skaam en teneergedruk en net heeltemal moet val onder dit wat die duiwel teen my kan hou, of wat iemand kan my hou. Ja, daar het al mense wat saam met my op skool was gesê, hoe kan jy in die bediening wees? Dat ek vra ek myself, hoe is dit moontlik? Toe die Here my geroep het, het ek vir die Here gesê, Here, maar wat van al die skande van my jonkheid? En hy het my die woord uitgeantwoord en gesê, aan die skande van jou jonkheid sal jy nie meer dink nie. Maar ek kan dit vandag gebruik, kan dit vandag sien. So ek gee nie om wat jou verlede inhou nie, ek gee nie om wat gebeur het voor jou bekering. Ek gee nie om wat daardie lewe, want jy sien, die Here gebruik jou lewe nie net. En wat 'n kosbare voorreg om daaraan te dink dat die Here kom na my en na jou toe. Hy red ons wanneer ons daardie oortuiging van die Heilige Gees ontvang, om te sê, ek het berou, ek het nodig om by God uit te kom, en dan vat hy jou verlede, en hy sê, kom ek leer jou ook uit jou verlede, nie net van jou bekering af op nie, maar ook in daardie tyd. Ek sê dit baie vir mense, ek weet nie wat dit is om verslawing te hê van sekere dinge nie, ek weet nie wat dit is om op die straat te wees nie, ek weet nie wat dit is, ja, om sekere dinge in jou lewe te beleef nie, maar jy kan my leer, want jy is daardeur, en omdat jy daardeur is, kan die Here dit ten goeie meewerk om my te leer. Ek het nie in 'n huis van 'n alkoholist groot geword, en daarom sal ek dit nie kan verstaan nie. Ek het nie, daar's soveel dinge wat ander mense, en daar's sekere dinge wat ek in my jonger lewe en in my kinderlewe beleef het, wat jy nie beleef het nie, maar wat die Here nou kan gebruik. Wat 'n voorreg is dit om hier in my studeerkamer vandag te kan werk met jong mense, te kan werk met tieners, en kan verstaan wat hulle deurgaan, en nie net kom sê, nee, maar jy moet nou nie die Bybel glo en die 10 gebooie doen, en al hierdie dinge nie, nee, maar ek weet en ek kan verstaan, want die Here gebruik alles ten goeie mee. Hy maak dat ek kan verstaan, hy maak dat jy kan verstaan, en jou grootste verleentheid word jou grootste getuienis. En in hierdie geweefde woord, daardie lyntjie wat ek so deurtrek deur Paulus se briewe. Daardie tweede brief van Korintiërs. Ek noem dit altyd die klaagliedere van Paulus. Want daar kan hy sê, ja, ek is geslaan, hulle het my al probeer stenig, ek is soveel keer in die tronk, en al hierdie dinge het my net geleer, dat die swaar kry van die lewe, en al hierdie dinge, die Here ten goeie mee kan laat werk. Het jy gedink wat sou gebeur het as Paulus nie in die tronk was nie? Het ons nie briewe gehad? Het hy my net rondbeweeg, en het hy gepreek, en mense het nie notas geneem nie, en ja, dan het ons nie vandag baie dinge verstaan nie, maar sy tronk het gemaak dat ons kan verstaan. Maar nie net sy tronk nie, sy verkeerde besluite om Jesus te vervolg, sy fariseer, sadiseer, posisie wat hy gedink het,
Hy doen goed. Het die Here nie vir hom gesê, ek gaan jou straf en ek gaan jou slaan daarvoor nie. Hy sê, ek gaan jou ywer gebruik. Want hy het ywer raak gesien in Paulus. Hy het gesien dat al doen hy sonde, al is hy teen God, is daar iets wat in Paulus lê wat God kan gebruik. Iets wat Paulus deurgegaan het. Saulus dan wat Paulus geword het, maar iets wat hy in sy lewe beleef het, wat die Here kan gebruik tot sy eer. En wat 'n kosbare voorreg. Om te dink dat die Here nie net van jou wedergebore, die dag van jou wedergeboorte, of jou dag van jou belydenis, van jou sonde en jou ongeregtigheid, van daardie dag af, net opwerk nie, maar hy werk terug. Hy kan jou grootste hartseer van jou kinderlewe gebruik, sodat jy vir ander kinders iets kan beteken. Hy kan die grootste hartseer van daar waar jy by 'n graf gestaan het, toe jy hom nog nie eers geken het nie, kan hy nou gebruik om ander mense wat nou daardeur gaan te bemoedig en te sê ek verstaan. Sodat ons nie sommer net kwyt raak om te sê, kom daaroor, of ja, hanteer dit maar net, of ag, daar gebeur erger dinge nie. Nee, dat elke ene van ons kan sê, weet jy, ek weet waarvan ek praat, want ek is daardeur, maar die Here gebruik dit tot sy eer. En daardie fakkel wat ons dra tot eer van die naam van die Here, is die moeite werd, die verleentheid wat ek deurgaan. Deur my lewe, en al die swakheid en al die dinge wat gebeur het, het ek dit al soveel keer op kamera gesê, soveel keer van die kansel af, en daar is mense wat vir my sê, maar kom weg van jou verlede, en kom weg om dit te sê, die Here het jou nou volmaak gesond gemaak, of wat dit ook al mag wees. Maar dan wil ek sê, nee, laat ek dit liewer gebruik, sodat mense met my kan assosieer. Dat ek kan assosieer met hulle, dat hulle kan weet dat hoe die lewe eintlik is. Dat ons nie net ten goeie mee nie, maar dat hy daai seer ten goeie mee kan laat werk. Dat hy al die omstandighede tot sy eer kan laat gebeur. So ek wil vandag jou bemoedig en sê, dit wat in jou verre verlede gebeur, begin dit gebruik as 'n getuienis. Dit wat jy beleef het, wat jou grootste seer en jou grootste verleentheid, en waarvan jy nog altyd weghardloop en nie wil wys vir mense nie, en 'n masker dra en sê, ek wil nie daaroor praat nie, ek wil nie hieroor, ek het nog nooit vir iemand dit vertel nie. Kan ons dit nie maar net oopgee, want dit is wat die woord van die Here sê, as ons dit stel voor daar in die son van geregtigheid, kan hy daaroor skyn, en jou grootste verleentheid kan 'n geleentheid word vir God, kan ten goeie meewerk. Vir iemand anders wat dit nodig het. Vir iemand anders wat so moedeloos is, want hy kom nie bo uit nie, of miskien so seer het, en dink dit gebeur net met hom. Ek en 'n vriend van my het gister het my uitgevat hier na Wildtuin toe, en terwyl ek en hy praat, dan kom my eie woorde wat ek altyd gesê het, dat my grootste ontnigtering in my lewe, in die bediening, was dat elke huis het sy kruis. En ons sien dit, jy sien mense van buite af, en hulle die regte karre, en die regte huise, en hulle is so heilig, en gesinnetjie is so gelukkig, en as jy regtig by hulle kom, en regtig met hulle gesels, dan kom jy agter, daar is baie stikkend. En ons sit hier die masker voor, terwyl ons eintlik uit hulle seer uit kan leer. Ek kan leer uit jou omstandighede. En ons wil liewer dit met mekaar deel, want toe ons met mekaar gedeel het, wat eintlik ook in ons lewe gebeur, en wat ons beleef, dan kan ons sommer daar in die middel van die Wildtuin mekaar 'n druk gee en sê, yes, ek dink aan jou. Ek besef nou eers wat is jou seer. Weet jy wat, daar is nou 'n broederskap.
wat ons nie voorheen gehad nie, alhoewel ek en hy eintlik saam groot geword het. Ons was in graad 1 en 2 sonnaskool, ons is saam gedoop in die Heilige Gees op 'n sonnaskoolkamp dieselfde dag en datum, en ons het 'n band gebou, gister, na soveel jaar, omdat ons mekaar kon vashou en sê, weet jy wat, ek verstaan nou wat jy deurgaan. Ek verstaan en hy verstaan wat ek deurgaan. En dan kan die Here dit ten goeie meewerk. Want ten minste weet ek ook, daar's ander wat deurgaan wat ek gaan. En hy wat weet, daar's ander wat deurgaan wat hy gaan. So al ons omstandighede, al jou omstandighede, waar jy ook al jouself mag bevind, sal God ten goeie mee laat werk. Alles wat in jou verlede gebeur het, alles wat gebeur het toe jy God nog nie eens gedien het nie, tot dit sal die Here ten goeie laat meewerk. Dat dan nêrens 'n oomblik sal wees wat jy hoef weg te steek of weg te hardloop of jou kop in skaamte te laat sak nie. Paulus was seker een van die manne wat op daai punt in sy lewe nooit kon preek nie, want ek het die kerk vervolg, ek het juis julle vervolg wat Jesus het. En dit het hom sterker gemaak. Dit het hom kragtiger gemaak. Dit het hom gemaak dat hy kon gesê het, ek weet, ek was daar. En die Here kon dit gebruik het. En hy skryf dit aan Romeine. Hy skryf dit aan die kerk wat uit sonde uitgekom het. Die kerk wat in 'n omgewing was van sonde en ongeregtigheid en afgoderry en alles wat daar nog was. So weet jy wat gedoen, ook dit sal die Here ten goeie laat meewerk. En sy naam sal verheerlik word deur jou. Hy het gesê, in my naam kan jy nou. En dit maak ons verhouding soveel sterker. Dit maak my verhouding met die Here sterker. Want nederigheid beteken om elke dag te besef dat jy afhanklik is van God. Dat jy in jouself niks is en kan wees nie, maar net in die Here. Dit is my nederigheid. So wat 'n voorreg het jy om, hoe hartseer jou oomblik ook al mag wees, die Here gaan dit gebruik tot sy eer. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees, en mag julle weet dat jou hele totale lewe sal die Here elke negatief in 'n positief kan verander tot sy eer. Amen.